En na 2 dae het Joshua weggegaan en na Galil vertrek, want Joshua self het getuig dat 'n profeet in sy eie vaderland geen eer ontvang nie. Toe hy dan in Galil kom, het die Galileëm hom ontvang, want hulle alles gesien het wat hy in Jerusalem op die fees gedoen het, want hulle het ook na die fees gegaan. Joshua het dan weer gekom te Kana in Galil, waar hy die water wyn gemaak het. En daar was 'n sekere koninklike beampte wie se seun in Kifarnachum siek was. Toe hy hoor dat Joshua uit Jehuda in Galil gekom het, gaan hy na hom en vra hom om af te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Joshua sê toe vir hom: "As julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie." Die koninklike beampte sê vir hom: "Meester, kom af voordat my kind sterwe." Joshua antwoord hom: "Gaan, jou seun lewe." En die man het die woord geglo wat Joshua vir hom gesê het, en hy het gegaan. En toe hy al op pad was huis toe, kom sy diensknegte hom tegemoet en bring die berig en sê: "U kind lewe." Hy verneem toe van hulle die uur waarop hy beter geword het. Hulle sê vir hom: "Gister, die 7de uur, oftewel 1 uur die middag, het die koors hom verlaat." Die vader merk toe dat dit daardie uur was waarop Joshua vir hom gesê het: "Jou seun lewe," en hy het self geglo en sy hele huis. Hierdie tweede teken weer het Joshua gedoen toe hy uit Jehuda in Galil gekom het.